104 slae vir 104 jaar. Wat 'n voorreg is dit nie, om vanoggend saam met julle hier te kan staan en 104 jaar te kan vier, te kan oordink. So baie welkom aan elke een van julle, van die familie en vriende wat vanoggend hier is, om ouma Lizzie se lewe te vier en ook haar te laat rus in die arms van haar hemelse Vader. Ons kom natuurlik vanoggend by mekaar as 'n geloofsgemeenskap in die teenwoordigheid van die lewende God, die een wat die begin en die einde van die lewe in sy hand hou. Ons Here. En ja, mens kan dit nie glo nie, maar ons is hartseer ook vandag. En ons kan eintlik ook vir mekaar sê, maar hoe dan nou anders? Vir verskeie redes is ons vandag hartseer. Ons is hartseer, want ons besef, sjoe, dit is so era wat vir die familie, maar ook vir ons as gemeenskap eintlik tot 'n einde kom in die lewe van ouma Lizzie. 'n Vrou wat self 'n getuie was in ons almal se lewens. Ek kyk na die fotootjie en dan sê ek vir almal, dis nie die ouma Lizzie wat ek leer ken het nie. En mense sou dink, ek het iets uitgemis. Ja, ek dink ek het baie uitgemis. Maar weet ook dat selfs die ouma wat ek leer ken het, wat sy gedagtes ver was, maar wat sy wese baie teenwoordig was vir my kosbaar. En dit was altyd spesiaal om by haar te kuier. En ook, ek het nogal vertel, nou die dag vir Willie vertel, ek het by haar gaan kuier een oggend, en ek was vroeg die oggend daar. En sy het 'n helder oomblik gehad, soos ek haar nooit geken het nie. Sy het met my gesprek gehad, sodat ek amper nie weet wat om terug te sê nie, want ek is nie gewoon daaraan, dat sy met my gesprek voer nie. En dit was vir my so kosbaar. En ek koester daardie oomblik met ouma Lizzie. Vanoggend weet ons dat ons hulp is in die naam van die Here. Die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat vir ouma Lizzie gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Ons gaan so sit en dan gaan ons sing lied 512, Nader my God by U. Nader
hierdie lied verwoord iets van ons diepe verlange. Om selfs in verlies nader aan God te leef. En om die Here te vertrou in ook ons veilige plek. Daar waar ons nog steeds moet thuiskom, hier in die wêreld, in hierdie lewe. Weet dat die God van lewe ook vanoggend julle kom groet. Genade en vrede vir julle. Van God ons Vader. En die Here Jesus Christus, wat ons kom vrymaak, deur die krag van die Gees, wat in elkeen van ons woon en werk. Ons trooster self, kom vou ons vandag toe. Amen. Here, vir 'n oomblik wil ons in stilte U kom erken. En in die oomblik is ons diep bewus van ons afhanklikheid van die Here. Ons erken dat ons lewe broos is en dat ons hoop nie in onsself lê nie, maar dat ons hoop, ons volle hoop in U ons Here kom vind. Here, vanoggend kom bid ons dat U ook vandag ons herder sal wees in hierdie oomblik. Dat U ons sal lei deur hierdie dag. En dat U self ons ook tot rus sal bring. Amen. Ons kom vanoggend in die Here se teenwoordigheid by mekaar en ja, vanoggend neem ons afskeid. Maar iewers lank terug het haar storie begin as deel van die geloofsgemeenskap wat haar ingesluit het in hierdie wêreld binne 'n gemeenskap wat glo dat die Here ons enigste Here is. En in daardie oomblik het God aan haar kom beloof dat sy aan hom behoort. En het haar ouers saam getuig dat sy aan die Here behoort. Elisabeth Johanna, en moet ek eintlik nou sê van Sail, is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daarmee is sy geheilig vir tyd en ewigheid en kon sy later in haar lewe leef as Lizzie Hanekom. In die vroeë jare van 1921, wat vir ons baie keer so ver verwyderd voel van ons eie gedagtes, het sy al reeds tuis gekom in God se liefde. En daarin lê ook ons troos vandag, dat die Christus waarin ons glo, ook haar red. Dat ook sy nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het. Ons bid altyd dat ons dit sal hê. Dit is tog ons grootste verlange in hierdie lewe, dat ons die ewigheid sal ervaar. Ouma Lizzie het dit. En sy kan die volheid nou daarvan beleef. En dan natuurlik is ons troos daarin, dat al gaan ons ook deur wat, en daarin lê ons fokus op vanoggend. Al gaan ons deur die donkerste dieptes, sal ons nie bang wees nie, want die Here is by ons. Ons rou, ons huil, want ons mis.
En ons mis ook sekere oomblikke. Want ons gedagtes gaan ver terug na herinneringe van kind wees saam met haar, van ma wees saam met haar, waar sy 'n ouma is vir ons kinders, waar sy ook 'n ouma was vir ons. En daai herinneringe is wat ons koester, oomblikke waarin ons God saam met haar ook kon ontmoet. Mag die Here ons vandag self kom troos. Mag hy self ons vandag dra en ons ook kom nuut maak. Ons sal natuurlik nie vanoggend hier kon sit, maar dis die hele tyd in ons gedagtes dat dit is maar 3 weke later, nadat ons Philista gegroet het, wat vir ouma lief was, wat ritueel vir ouma besoek het. En ek noem dit 'n ritueel, want dit was ook iets van haar persoonlikheid, maar dit was ook wat ouma nodig gehad het. En natuurlik is ons vanoggend die bewus daarvan, dat ouma so kort na Lista ook die Here in sy volheid ontmoet. Ons skrif vanoggend kom vanoggend uit Psalm 23, bekende woorde, waar ons so baie in ons lewe vashou. En ek het nou gaan sit en ek het die 83 vertaling gelees, en ek het hom wel op die bord gesit, en toe gaan ek bietjie verder terug, toe dink ek, ouma sou tog min in haar lewe die 83 vertaling gelees het. Sy is dan baie ouer as dit. En toe gaan lees ek weer die 33 vertaling, nou waarskynlik het sy nog 'n ouer vertaling gekoester in haar lewe. Maar in die 33 vertaling staan daar, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. En dan die een woord wat nooit weer in een van die nuwe vertalings is nie. Hy verkoop my siel. Hoe kosbaar, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. En al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van my Here bly in lente van dae. Die laaste woorde was nogal vir my opvallend. Ek sal nie net tuis kom in die huis van my Here nie, maar ek gaan daar woon. Ek gaan daar bly. Ek gaan nie iewers anders heen weer gaan nie. Dit is waar ek my voete gaan tuis kom. Psalm 23 is eintlik 'n belydenis. En toe Tannie Aletta vir my vra, kan ons die volledige geloofsbelydenis by die graf bely vandag? Het ek dadelik van gesê, natuurlik kan ons dit doen. En toe ek weer Psalm 23 gaan lees, toe dink ek, maar ons gaan ook hier vanoggend haar volledige belydenis hoor. Want Psalm 23 is 'n persoonlike belydenis. Dit raak regtig aan ons harte. En ek kan van soveel verhale getuig waar mense in hulle lewens op plekke kom en dan is die woorde wat hulle nie vergeet nie is Psalm 23. Hulle kan baie ander goed vergeet, maar Psalm 23 vergeet hulle nie. En selfs wanneer hulle baie keer nie praat nie, die oomblik as jy Psalm 23 begin lees, is daar asof daar iewerster 'n lig begin aankom. En omdat Psalm 23 waarskynlik een van die mees bekende en mees geliefde tekste is daar baie keer die gevaar dat ons dit lees en dit gaan sommer by ons verby. So ek hoop dat vanoggend hierdie woorde opnuut regtig julle harte kom aanspreek. Want wanneer ons vandag dink aan ouma Lizzie
en in 'n lewe van 104 jaar, dan hoor ons eintlik hierdie psalm ook anders. Ons hoor dit nie net as woorde nie, maar ons hoor dit as 'n getuienis van 'n lewe wat deur elke seisoen erken het dat die Here haar herder is. En dit is natuurlik die uitdaging tot die lewe. Want hierdie is eintlik 'n bietjie van 'n radikale belydenis in alle omstandighede van die lewe. Om ook wanneer jy moeilik het en swaar kry, te kan steeds sê, die Here is my herder. En natuurlik die Here wat in die Hebreëus die Jahwe is, ons verbondsgod, die God wat in die eerste plek ons insluit by sy verbond. Dis hy wat lei, dis hy wat beskerm, dis hy wat voorsien, dis hy wat veg vir sy skape. In alle omstandighede. So het God ook vir haar gesorg. Vandag kom sê ons, dat van 1921 af, vir die Here vir hierdie mens, vir wie ons so oneindig lief is, gesorg. Die Here was haar herder, en is steeds. En dit is juis in daardie wete wat ons dan kan sê, dan kan ons tog niks kort kom nie. Dan is daar tog niks wat vir ons belangriker kan wees nie. Ons ervaar dan iets van, en dit is genoeg. Dit is genoeg. Genoeg vir 'n hele lewenstyd, om te weet, die Here is my herder in tye van voorspoed, in tye van verlies, in tye van sekerheid, maar ook in tye van onsekerheid. Is daardie waarheid vir ons kosbaar en kan ons sê, dit is genoeg. Want ons het ons herder gehad, ons Here, ons verbondshere, het ons al die tyd by ons gehad. Het sy al die tyd by haar gehad. Die groen weivelde en die stil waters is die tekens uiteindelik van God se sorg. Sy wat self lief was vir die boerdery en die lewe saam met haar man as 'n boer. Sy het iets verstaan obviously van wat dit beteken om oomblikke van rus en vreugde en saamwees te ervaar in die groen weivelde, in hierdie lewe. Nie net hierna nie, maar ook in haar lewe dit te kon beleef. Want selfs in haar lewe teen die Oranje rivier kon leef en regtig iets van stil waters, maar ook druisende waters kon ervaar, die realiteit van water kon beleef. Vandag kan ons dit ook onthou as tekens vir ons van God se goedheid reg deur haar lewe. Want hy is die een wat haar ook gelei het op die regte paaie, om God se trou deur al die dekades van haar lewe te koester. Hy het haar deur haar lewe gelei, maar hy bly lei. Dit hou nooit op nie, selfs nie in die ewigheid nie. Maar dit hou ook nooit op in die lewe waarin paaie baie keer kronkel, nie maklik is nie, klipperig is, hoë opdraande het. Maar tog hou God nooit op lei nie, al gaan ons deur donker dieptes. En dit is wanneer ons geloof eg word. En ons eerlik vir onsself moet sê, dit is nie so maklik nie. Dit is nie so maklik nie. Die Hebreëse woord praat van valleie van doodskaduwee. Dis 'n plek van gevaar, dis 'n plek van onsekerheid, dis 'n plek van verlies. Ons weet ook dat in ouma se lewe was daar baie sulke valleie ook. Sy het ook afskeide gehad, sy het siekte beleef, sy het eintlik baie verlies ervaar. Sy het selfs ook tye van alleenheid, pyn, dalk ook van wagtye gehad, ook tye waar sy self waarskynlik vrae gevra het, soekend was.
En hierdie psalm maak geen sin asof daai dinge nooit bestaan nie. Dis nie een of ander sprokiesverhaal wat sê, dit was nie deel van haar lewe nie. Maar die psalm maak hierdie mooi beweging oor wie God is op hierdie pad. Hy is ons herder. En dan gaan dit verder en sê hy, dan raak dit so persoonlik, dan sê die psalm, U is by my. Dit beweeg van hy is na hy, U is dit vir my persoonlik. U is by my. U teenwoordigheid is in daai oomblik. Henry Nouwen, 'n teoloog wat sy werke baie graag na luister en lees, sê altyd, en miskien het ek dit al vir julle gesê, want ek koester dit nogal in my lewe, maar hy sê altyd, die Here kom staan by ons in ons pyn. En dan kom vou hy ons toe met 'n mantel van liefde. En dit is hoekom ons dan kan kom aansit by hierdie feesmaal. En dis ook iets van die ou vertaling wat vir my so mooi is, as dit sê, sy hoof was vet van die olie. Nou hierdie Boesman dan praat is mos van, dis geil, nê? En dit laat dink my daaraan, om regtig daai, van sê, geil van die lewe te ervaar. En dit is wat dit is, om aan tafel met Jesus te kom. Want dan verander hierdie beeld van die Here wat ons herder is, na die Here wat ons gasheer is. Wat self die brood in ons lewe kom breek. Wat self die vergifnis bring. Wat self die heling bring. Wat self die genade bring. Dis vir my so mooi in Lukas 24, as Jesus die Emmausgangers op die pad ontmoet, dan kom hy aan huis by hulle, en hulle nooi hom in, by hulle huis. En tog, sou mens sê, moes Kleopas eintlik die gasheer wees, maar dan is dit so vir my so mooi, dan is dit Jesus wat die brood breek, en die gasheer in elke situasie word. En ten spyte van dat hy vroeër die dag van 'n vreemdeling was, is hy daardie selfde nag die gasheer in hulle lewens. As ons God regtig in ons lewe ontmoet, dan word hy die gasheer van elke seisoen in ons lewens. Hy word die een wat die brood breek. En dit is wat ons tuis laat kom, wat ons ook laat voel. Hier kan ek bly. Hier kan ek aanhou bly. Hier kan ek tuis wees. En dit is ook wat vir my en jou vandag die troost is dat ouma Lizzie nou ook tuis is by die Here waar daar nie meer pyn is nie, nie meer seer is nie, en waar haar gedagtes nie meer ver is nie, maar helder is. Waar sy weer die volheid van die Here kan ervaar. Daar is nie meer die gebrokenheid van die wêreld nie, maar daar is die volheid van God. Dit waarna ons tog so soek en hinker. Want nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël. Sy sien die volheid van God. Ons gebed is dat ons ook eendag dit sal sien. Ons getuig van God se liefde en ons getuig dat die liefde die grootste is. Maar eers wanneer ons daar kom, gaan ons dit regtig kan beleef. Ons hoor vandag hierdie waarheid en dan moet ons erken, ons verstaan nie altyd die pad nie. En ons verstaan ook selfs nie altyd die einde van alles nie. Maar ons ken die herder. En daarom kan ons vandag bely dat ook ons sal nie vrees nie. Ons sal nie bang wees in hierdie lewe nie. En kan ons dit ook saam met ons verder dra in ons lewe in, dat die Here by ons is. En dat ons veilig kan wees by die Here. In hierdie lewe, maar ook wanneer ons sterwe. 'n lewe van 104 jaar getuig nie net van tyd nie. Dit getuig van troue liefde van haar Here, ons Here ook vandag. Amen.
Here, dankie vir Tannie Lizzie se lewe. Dankie vir die liefde wat sy gedeel het, die spore wat sy getrap het, die geloof wat sy geleef het. Ons troos ons vandag met die wete dat sy nou by U is. Dat U is haar Here. Dat U is haar herder. En dat U ook nou by ons is. Dankie, Here. En al voel dankie nie genoeg nie, weet ons dat omdat U ons Here is dit vir vandag genoeg. My gebed is dat hierdie familie en vriende van ouma Lizzie, Here, ook in hulle lewens vandag by U rus sal kom vind. Dat hulle nooit sal ophou glo dat U hulle Here is nie, en dat hulle sal vashou aan U troue, liefde en genade. Amen. Familie, ons gaan geleentheid gee vir oom Banus om 'n haldeblyk vir ouma te doen. Ja, ek het nou vir 'n oomblik gedink, die toepaslike ding is om te doen om net vir my te sê amen na die geestelike haldeblyk wat aan Anata van Universiteit gebring het. Dankie daarvoor. Ek wil ook sommer net by ervaring wat ek nou gehad het vanoggend na baie lang tyd wat ek hier nie in die gemeente in die kerk instap. Voor ek by die haldeblyk kom, het ek hier afgestap en Alita het hier voorgesit, ek het hier daar gestaan. En dit was eintlik so 'n déjà vu oomblik van 60, 70 jaar gelede, waar in die oggend Marlisie met haar span ingestap het en hier in die blok kom sit het. Wat ons baartjies altyd laat by daai deur ingekom het en die tweede, derde bankie voorkom sit het. Wat 'n wonderlike voorreg om ma hier te groet. Toe ek nog gevra is om dit te doen en begin dink daaroor, het dit by my ook opgekom en vir myself gevra, maar hoe laat 'n mens 'n haldeblyk reg geskied aan 'n leeftyd van ouma Lizzie van 104 jaar. Maar ek het tot die besef gekom dat daar is egter mense wie se lewens nie net gemeet moet word in jare nie, maar in die stil manier waarop hulle 'n wêreld rondom hulle gevorm en help vorm het. Ouma Lizzie was een van daardie mense wie gevorm en gehelp vorm het. Dit laat 'n mens onwillekeurig teruggryp na die rol wat sterk vroue in die vroeë geskiedenis gespeel het. En ek dink terug aan die Bybelse tyd. Deborah byvoorbeeld was selfopofferend en dapper. Sy het ander aangemoedig om die regte ding in God se oë te doen. Dit was ouma Lizzie. Esther het 'n uitstekende voorbeeld gestel van dapperheid, van nederigheid en beskeidenheid. Dit was ouma Lizzie. Omdat Hanna uit die hart gebid het dit haar gehelp om deur die moeilike tye te kom. Haar gebed van dankbaarheid, wat in 1 Samuel 2 vers 1 tot 10 opgeteken is, wys hoe sterk haar geloof in God was. Dit was ouma Lizzie.
Hierdie eienskappe wat onder andere sigbaar deel was van Melissy se menswees en haar lewe, en sy het dit uitgeleef. Dit het alles begin toe Elisabeth Johanna van Sail op 6 Desember 1921 in Brakbos-eiland gebore is. Kom ons kyk net kortliks na die konteks van die wêreld en die omgewing waarin sy haar menswees en haar lewe begin het. Dit was 'n tydperk van swaar kry en armoede langs die Oranje rivier. Bestaansboere moes uit 'n woesterny bewerkbare grond skep om met kontantgewasse in toekoms te kon probeer bou en gebou het. Byvoorbeeld die kanale wat vandag steeds die lewensaard van boerdery langs hierdie benede Oranje rivier is, was min of meer daardie tyd in aanbou of net klaar gebou. Dit was die aanloop tot die Groot Depressie van 1929 en die uitmergelende droogte van 1933. Vloede van tyd tot tyd het alles vernietig en daar moes weer van voor begin word. Dit was die omstandighede waar tydens Melissy se menswees gevorm is. Oorlewing, harde werk, skepping en geloof. In 1944 is sy getroud met Pa Appie van Boomplaas by Keimos. Melissy het vir Pa Appie ondersteun in die boerdery, asook sy latere betrokkenheid by verskeie landbouorganisasies. Dit terwyl sy al alles gegee het in die grootmaak en opvoeding van haar kinders. En ek gaan gebruik maak in my huldeblyk van kosbarehede wat my kinders in hulle huldeblyke aangeteken het. So het Willie en Amy dit in perspektief geplaas in hulle huldeblyk aan Ma Lissy, van wie sy was. Ma Lissy was 'n ma, 'n ouma en 'n grootouma uit een stuk, waarbinne 'n eystervrou geskei het. Te midde van pynlike hartseer aan haar lewe, het sy as diep gelowige mens nooit gewankel nie. Haar fyn insig in die lewe en deernis verander was uitsonderlik. Haar stylvolle, waardige manier van leef sal altyd vir ons 'n voorbeeld bly. Ons sal haar onthou vir haar liefde vir haar kinders en kleinkinders, haar sorgsaamheid en deeglikheid, maar ook haar reguit mening wanneer dit nodig was. Die opvoeding, waardes en die impak van die voorbeeld wat haar kinders en kleinkinders by haar kon leer en ervaar, is ingeprent en deel van ons elkeen se verwysingsraamwerk en lewens. En ek haal graag aan in voorbeelde hiervan wat uit Elsa se huldeblyk aan haar ma kom. My ma was 1 uit 'n miljoen. Mamma sal altyd 'n spesiale plek in my hart en ons harte hê, omdat sy my getroos het as ek hartseer was. Sy bereid was om te luister na my en ongeag al my tekortkominge my lief te hê. Haar hande het vir niks verkeerd gestaan. En dan verwys Elsa na die voortreffelike etes wat Melissy voorberei het. En hierdie is 'n refrein wat oor jare in die familie gesprekke en daarna plaasgevind het oor Boomplaas en ouma Lissy na vore kom in elke gesprek wat daar was. Kinders, kleinkinders en familie, vriende van die het die voorreg gehad om so 'n feesmaal op Boomplaas te kon ervaar en dit getuig van haar bekwaamheid. Familie was 'n belangrike prioriteit in ouma Lissy se lewe en sy het ook haar kinders daarvan bewus gemaak. Haar lewe getuig van die belangrikheid van geloof en haar liefde vir die Here. Ons Swaar Paul het in sy huldeblyk bevestig dat Melissy 'n omgee mens, 'n gasvry mens, gelowig en hardwerkend was, en is dit nie so waar van haar lewe nie. Haar lewenspaadjie het van Boomplaas via Eureka woonstelle in Appington geloop. En ek wil net so effens 'n ligte oomblik skep van haar verblyf daar. Daar het in haar vroeë 90's die eerste realiteit van haar ouer word ingeskop. Bygesê, hierdie inskop was meer vir haar kinders, maar nie vir haar nie.
En dit was om haar te oortuig dat sy nie meer self haar motor kan bestuur nie. Hierdie stryd het daarop uitgeloop dat Willie en Wyle Kobus haar motor se sleutels moes afvat, maar tog toegegee dat die Camry maar nog vir 'n wyle in haar motorhuis mag staan. Maar Alissie se tyd van 2013 in haar woonstel in Bellarieu was vir haar goed. Goeie versorging, omgee, vriendinne, ondersteuning deur haar kinders het haar ou dag gevul. Daarna die Bellarieu Vryheidskerk, waar sy opgeneem is na ernstige gesondheidsuitdagings en die realiteit van die ouderdom. Ek het vir myself in oordinking hiervan gevra, kan dit wees dat die alleenheid, en ek bedoel dit nie dat as verwaarloosde alleenheid nie, haar demensie het haar in 'n omgewing van alleenheid geplaas, haar alleenheid en stilte binne haarself gekeer gedurende die laaste jare. Ook dat was dit dalk my vraag was dit dalk ook nodig vir haar om in hierdie stilte te leef om afsluiting van hierdie wêreld te kry. Vir diegene wat nog die voorreg van 'n ma het hier onder ons, wil ek tog die volgende uitreiksel uit 'n gedig van Lidie de Waal by julle los. Wees sag met jou ma, want kort voor lank gaan jy nie meer in ma hê nie. Dan eers sal jy besef, die persoon wat jou die heel liefste op aarde gehad het, is nou weg. Maar haar liefde sal jou steeds vir altyd en vir ewig bly dra. En dra, wees sag met jou ma. Ek sluit af my herinneringe van myself en Aletta van ons ma, Lucy Hanekom. Sondagoggend 26 April 2026 het die dag anders gebreek, toe God haar sag, rustig, in totale vrede en gereedheid wegneem het. Mamma, jou voorbeeld, inspirasie, wysheid en algehele toewyding aan ons pa, ons gesin, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders, die Hanekom en van sy families, sal ons altyd koester. Mamma se betrokkenheid met die boerdery, kerk, skool en gemeenskap is merkwaardig. Hoë ouderdom, gesondheidsuitdagings, onmeetbare verliese van pa, Abie, van Abri, van Nelly, van Kobus, van Rudy en Lista, het sy met grasie en waardigheid gedra. Sy het nie geheim gemaak van hoe lief sy ons almal gehad het nie. 'n vrou na God se hart, vergenoegd en altyd dankbaar. Sprankelend, stylvol, gerespekteerd, geliefd en gelowig. Ons eer mamma se gedagtenis. Rus in vrede, mamma, aan God al die eer. Baie dankie. Baie dankie oom Banus, dat oom altyd bereid is om namens die familie ook die spreker te wees, die spreekbuis te wees van wat in ons harte aangaan en vir ons te help om woorde daarvoor te gee. Die familie het gevra dat ek net 'n paar dankie sê doen, en die eerste is dat ons vanoggend in besonder alle eer en lof aan God wat ons ma Lizzie Hanekom vir 104 jaar en 4 maande aan ons gegee het. Vir 'n lewe van diens, opoffering, selfprysgawe, liefdesorg en toewyding aan God en sy koninkryk. Baie dankie vir almal wat vandag hier teenwoordig is, almal se boodskappe, hulp, ondersteuning. Dit sluit die gemeenskap en vriende van Kuilus en Nederstrip in. Nie net vandag nie, maar vir die liefde en vriendskap en belangstelling deur haar hele lewe, veral die afgelope tyd. Dan 'n dankie aan Bellarieu en Total Care Fasiliteite se bestuur, personeel en inwoners. Julle professionele werkswyse, liefdevolle versorging en omgee word opreg gewaardeer. Elke kliënt word na siel en liggaam versorg en as belangrik geag. 'n Spesiale dank aan Lise Marie wat 'n lang pad saam met ma gestap het
en Jacqueline Smit, jou sagte simpatieke aanslag. Sabina, ma se aardse engel, wat omgesien het na elkeen se daaglikse behoefte. En Suster Zora, dankie vir jou hoë standaard van verpleging, sorg, mooi hantering en empatie vir elke inwoner. Dankie aan al die inwoners van Belrio en die Care Center, wat dierbare vriendinne vir ma was, veral Erna Klaasen en haar buurvrou Christine Valentine. Jy is die vars briesie wat op dag opgevrolik het. Die versorgers, julle is uitsonderlik. Spyseneringsdiens, skoonmaak en wasserydienste. Julle vriendelike diens en opvaardigheid word opreg waardeer. Dan aan Afpop vir jou professionele diens, empatie, hulp en elke ekstra myl wat julle gestap het. Dan aan Letta, Elsa, Willie, Paul en gesinne wil vir Willie en Amy en ook die kinders, Petrie en Liet, as ook Pieter, Marisa en Lisa bedank vir baie jare se hulp, versorging en omgee vir ma. Julle was ons hande en voete toe ons ver was. 'n Spesiale dank aan Dr. Louis Engels, wat baie jare ma se huisdokter was, maar ook 'n raadgewer en 'n familievriend. Dankie ook vir Dr. Van Eden vir jou insette en sorg en aandag. Dan aan die NG Kerk Kainos, wat ma se geestelike tuiste was vir die grootste deel van haar lewe. Dankie vir die beskikbaarstelling van julle fasiliteite vandag, as ook die tee en koffie en die voorbereidings in die kerk en saal. Ons sê ook dankie vir Des Visser vir die pragtige blomme vanoggend ook voor in die kerk. En dan het die familie ook gevra vir my dankie te sê vir my liefdevolle belangstelling, besoeke en gebede. En van my kant af ook dankie vir die besonderse voorreg dat ek vandag die diens kon lei en ook die pad saam met ouma kon stap en ook altyd 'n plekkie gehad het om vir haar te gaan kuier. Ons gaan die diens hier afsluit met die sin van 'n gebed. Van die gebed wat ons geloof anker, die Onse Vader. Die gebed wat vir tyd en ewigheid al bestaan. Die gebed wat Jesus self vir ons kom leer het. Daarna gaan ek nie die seën hier uitspreek nie, ek gaan eers die seën by die graf uitspreek. So ek gaan daarna vra dat u bly staan terwyl die familie uitbeweeg en dan vra ek dat ons met ons hoofligte aan ook die begrafnisondernemers sal volg tot by die graf. Kom ons staan en dan bid ons hierdie gebed met sang saam. Amen.
Amen. Ons gaan vra dat jy net so bly staan terwyl die familie uitbeweeg.